Ride out your storm. Gee 'n bietjie vanmôre vir die Here jou storm. Amen. Dankie Here dat ek vanmôre my storm vir U kan bring. Net daar waar jy is, ek wil jou vra om net so 'n bietjie te bid. As jy vanmôre nie kan bid nie, word net stil voor die Here, want dis skrif, die woord sê, word stil en weet ek is God. Word stil, be still and know I'm God. Thank you Lord. Dankie Jesus. Hierdie wêreld is vol storms. In jou lewe het jy baie storms. Here, kom vanmôre en ek bind elke droefheid. Vervang dit vanmôre met 'n blydskap. 'n vrede, 'n bonatuurlike blydskap uit die troonkamer van die Here. Wat elke droefheid, elke hartseer vanmôre, Here, elke bekommernis. Bind dit vanmôre volgens Matteus 18 in Jesus naam. Party mense is so bedroef, hulle kan nie hierdie pyn hoor of sien. Ek bid vanmôre, Here, dat elke blinde sal sien, dat elke blinddoek sal afval vanmôre. Ek bid vanmôre, Here, dat elke een wysheid mag bekom. Ag Here, ek bid vir Malachi, dat hy wysheid mag bekom, dat hy in die vrees van die Here sal groot word. Dankie Here, dat ons vanmôre vir elke Sondagskool kind kan bid. Teen die aanslag van hierdie wêreld. Dat ons nooit sal vergeet nie, dat die duiwel is die heerser van hierdie wêreld. Hy giet sy woede uit op die wêreld, omdat hy weet sy tyd is min. Maak elke deur toe vanmôre, Here. Daar waar hy kan inkom, daar waar hy wil kom steel, slag en verwoes. Ek gryp vanmôre U oorwinning aan. U oorwinning vanmôre, Here. U het gekom om ons 'n lewe in oorvloed te gee. Prys God. Wil jy die Here nie net vanmôre 'n bietjie 'n dankbare hart gee nie? Wil jy nie net vanmôre die Here dat jou gedagtes sal vernuwe, sodat jy die heiligmaking van die Here sal beleef. Dankie vanmôre, Here. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Goeiemôre, julle kan rustig plek neem. In die vrede vanmôre groet ek elke een dat die Here wil vir jou goed wees. Amen. Sê 'n bietjie vir een langs jou. Man, slaat hom sommer met die elmboog op af. Die Here wil vir jou goed wees. Amen. Die Here wil vir jou goed wees. Ek glo dat die Here vir my wil goed wees. Amen. Hy is vir my goed, man. Hy is vir my goed. Hy's net vir my goed. En vanmôre vir elkeen wat ook luister op die sosiale media, baie welkom. Wat is vandag se datum? Weet die 4de. Ja, die 4de Mei 2025. Dan kan julle glo ons is op daar. Mag die Here hierdie woord seën vanmôre. Ons sing nou hierdie liedjie, die Here wil, Here leer my om U dieper te ken. Amen. En ek dink dit is in die tyd waarin ek ook wil beweeg, is dat ek die Here dieper wil ken en in afsondering, en dat die Here jou dieper ken. Maar weet jy wat? Ek hoor so, as 'n mens met mense praat, dan kan jy verstaan, daar is 'n honger. Jy hoor hierdie mooi van hierdie honger, dat dat die mense God dieper wil leer ken. En tog verstaan jy nie altyd wat die Bybel sê nie, want jy dink die Bybel is moeilik. Vir iemand het ek 'n woord vanmôre. Jy sien partykeer. So mooi kruis nou. Amen. Ons gaan nou nog maar. Partykeer word jy soos die mense saam met wie jy is, sonder dat jy dit agterkom. As die mense die hele tyd negatief is, en hulle lieg, en hulle is in 'n leemgees, en hulle bedrieg, en hulle kom en hulle vertel jou stories, word jy eintlik soos hulle? Ja, doen nie. Here leer my dieper ken. Ken jy die Here dieper?
Verstaan jy nou dalk hoekom jy die Here nie dieper ken nie en jy die woord nie dieper ken? Hoe lyk die mens saam met wie jy beweeg? Hoe lyk die mens saam met wie jy beweeg? Hoe lyk jou kring saam met wie jy beweeg? Hoe kyk jy vir my neus as snotties? Het jy gehoor hierdie ene, het jy dit en dit? Jy weet wat, daar is so baie mense vanmôre in denial. En weet jy wat die ergste van alles is? Dis kinders van die Here wat Sondag na Sondag in die gebou sit en hulle hoor en die woord van God, hulle hoor dit, maar hulle lewe in 'n denial. Hulle lewe en hulle doen blame shifting. Hulle passing the buck. Dis almal behalwe hulle. Dis almal behalwe hulle. Maar weet jy, kan ek gou vanmôre vir jou iets sê? In hulle eie huis, agter die mure, waar hulle dink niemand sien hulle nie, het ek vanmôre vir jou nuus. God weet van alles. Hy ken die onbekende. Jou Bybel is toe, jy bid nie. Jy het aggressie in jou, jy het 'n woede in jou. Ons gaan nie by kom vanmôre. En ons praat vanmôre uit Johannes die 5de hoofstuk. Jy kan jou Bybel oopmaak en dit praat oor Jesus sê, staan op en tel jou mat op. Staan op en tel jou mat op. You need sometimes to cut those people. Maar wys my waar is dit in die Bybel? Van kyk wat het Jesus wat het God vir Abraham gesê en sekere mense. Wat het Jesus gesê? Gaan kyk. Ek gaan nie vir jou vanmôre dit voer nie. Jy moet gaan kyk. Hoekom is daar 'n droefheid en 'n gees van mismoedigheid in my lewe? Hoekom word ek nie dieper gevul nie? Jesus sê, staan op, tel jou mat op. En ek wil jou vertel gou van die verhaal. In die Hebreëus noem hulle die plek Bethesda. Dit was, Jesus het na 'n Joodse fees gegaan en hy het opgegaan na Jerusalem toe. En daar by die skaapspoort was 'n pad met 5 pilare. En die woord sê, daar het 'n groot menigte mense gelê. Hoor mooi. En daar het 'n groot menigte mense gelê. Daar was blindes, daar was krepeles, daar was langes, wat op die roering van die water gewag het. En dan uit die 5de hoofstuk, Johannes die 5de hoofstuk vers 8, uit die boodskap uit wil ek vanmôre vir jou hierdie sê Jesus, staan op. Staan op, sê Jesus. Vat jou slaapmat en stap hier weg. Amen. The new life transition, I think, is it wat het is? Translation, okay. Jesus stole him. Stand up, pick up your mat and walk. Amen. Stand up, pick up your mat and walk. En toe later aan daar in 14 en 15 terwille van tyd, en ek is ook nie geplaag oor die tyd nie, jy is hier vanmôre in die teenwoordigheid van die Here. Die Here het vir jou 'n woord. Kom jy en dan sien jy, dan sê hy daar, later loop Jesus die man weer in die tempel raak. Hoor gou jy moet hier baie mooi lees wat sê. Hy sê, wel, jy is nou gesond. Bly nou van die sonde af weg, sodat iets slegsters jou nie dalk kan tref nie. Nou wil ek gou 'n klip in die bos gooi, mag ek? Yes, amen. Hoekom tref die aanhoudende slegte dinge in die lewe jou so? Hoekom gaan dit so beroerd die hele tyd in jou lewe? Ek vra net. Ons mag ons vra, maak ons. Amen. Ek wil eintlik vanmôre nie vir die goddeloses vra nie. Ek wil eintlik vir die kinders van die Here vra. Amen. Hoekom het jy nog nie vrede nie? Hoekom het jy nog nie die vrede boonal in jou lewe van Christus in jou lewe nie? Amen. Hoekom is dinge nog beroerd in jou lewe? Hoor wat sê hy hierso? Hy sê bly nou van wat af weg? Wat heers jou lewe? Sonde. Sodat wat sê hy daar? Sodat iets slegters jou nie dalk tref nie. Wow, staan hier tog in die woord in die Bybel.
Want as die mens dit sê, dan oordeel jy. Kom ek sê gou vanmôre, dis 'n beoordeling vanmôre, dis nie 'n veroordeling nie. Dis gebaseer op die feite. In vers 15, die man is toe reguit na die Jode toe om vir hulle te vertel dat Jesus wat hom gesond gemaak het. En geliefdes, hier gaan dit oor baie mense wat siek was. Vir 'n baie lang tyd. En daar was 'n sekere man wat vir 38 jaar lank siek was. En 'n engel het een keer in 'n tyd gekom om die bad te roer. En as die engel gekom het om die bad te roer, moes jy seker gemaak het jy was in die bad. En weet jy wat, toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom ek agter dat hierdie mense desperaat is. Kan jy dink vir 'n baie lang tyd dat jy saam met mense moet wees wat elke dag, eina, ek is siek, ek voel nie lekker nie, ek het pyn, is 'n gekreun. Kan jy jouself inlewe? Luister, as jy gesond is, dank God jy's gesond. Amen. Dank God jy's gesond. Ek kom agter as ek hierdie gedeelte lees en as jy dit saam lees, kan jy sien, dan sien 'n mens dat hierdie mense was desperaat. Hulle was in 'n desperaatheid. Hoor mooi vanmôre vir my. Ek en jy is ook vanmôre desperaat. Weet nie van jou nie, maar ons het 'n desperaatheid in ons. Yes, amen. En ek wil ook by hierdie sê, alle lyding is beslis nie 'n direkte gevolg van sonde nie. Maar in hierdie geval was dit dalk. Ek sê dit weer vanmôre, dat jy nie kan sê, ek sê omdat dit met jou sleg gaan, jy net sonde het nie. Alle lyding is beslis nie direkte gevolg van sonde nie. Weet jy, ek wil jou iets sê, Jesus hanteer die geheel mens, liggaam en gees. Ja, Jesus hanteer dit. En wanneer ek die teken reg verstaan word, lei dit tot geloof in Jesus as God se bewerker van verlossing. Van verlossing. Die woord sê hier het 'n klomp menigte mense gelê daarin in vers 3. Hy sê daar was siekes, daar was blindes, daar was krepeles, daar was lammes wat gewag het op die roer van die water. Mense, ek het nog nooit in my lewe die Bybel so gelees en in die desperaatheid raak gelees is soos wat ek het in Johannes 5 raak gelees het. Nog nooit. Daar is baie desperate oomblikke en baie desperate gebeurtenisse. Maar in hierdie gedeelte kom ek iets agter. Hierdie is beyond. Hierdie is 'n desperaatheid van mense wat ernstig siek is. Hulle wag op hulle genesing. En dit het my laat dink, net soos hierdie klomp gemeenskapsmense met probleme, soos ek en jy ook 'n gemeenskapsmens met probleme. Amen, kom ons wees eerlik. Net soos daardie gemeenskap vol probleme was, soos ek en jy ook 'n gemeenskap wat probleme het. En hier is my vraag vanmôre aan elkeen van julle. As 'n gemeenskap, waar gaan jy heen om gesond te word? Waar gaan jy heen om gesond te word? As 'n gemeenskap. Dink net gou vir 'n oomblik. Waar gaan jy heen? Where are we going? Hoping that we are going to get fixed. Mag dit insink? Kom ons laat dit gou insink. Where are we going? Hoping that we are going to get fixed. Baie jare terug het ek na 'n jol toe gegaan. Ek het saam met vriende gedrink. Ek het gegaan om my fiets te kry in die goddelose plekke. Amen. Met die hoop van dat dit sal weggaan. Ek het gegaan en ek het in die wêreld gegaan en ek het myself van geniet. Ek het geensins respek gehad vir my vrou se tyd of vir tyd of wat ook al nie. Ek was 'n joller, ek was 'n mover, ek was 'n shaker. Ag man, ek het so baie om jou te vertel, maar weet jy wat? Ek wil nie vanmôre die krag van wonderwerke vernietig
om te veel eer aan my verlede te gee. Ek wil nie. En dan in vers 6 kom hierdie belangrike vraag op, en jy kan hom merk, en Jesus kom in vers 6 en hy vra hierdie volgende. Hy sê, hy het geweet, hoor gou mooi, hy het geweet dat hierdie man, of dat die man allang siek was, en vra hom, wil jy graag gesond word? Maar Here, dan weet jy mos van elke een se probleem. Die Here weet van jou probleem. Die Here weet van jou siekte, die Here weet van jou ellende, die Here weet van jou swaar kry. Die Here weet van alles. Hoor dan mooi. Want hoor wat sê die woord, hy sê, hy het geweet. Hy het geweet. Net soos jy weet, die mense saam met wie jy beweeg is besig om jou uit desperaatheid onder toe te trek en meer weg te trek is na die Here toe. Yes, amen. As ek geweet het hierdie ou gaan so preek, het ek nie kerk toe gekom. Maar prys die Here, hy is hier. Amen. Weet jy wat, God daag elke Sondag in hierdie kerk op. Elke Sondag. Weet jy wat, elke Sondag daag God op om uit te reik na jou toe. Maar baie verkies of kies om eerder nie uitgereik te word nie. Jy stap hier weg. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is hier. Vat hierdie woord en doen iets met hom. As jy hier uitstap, is dit verby. As jy God nie aangevat het vanmôre nie, wil ek vanmôre vir jou sê, is dit 'n kans wat jy verspeel het. Yes, amen. Elke Sondag daag God op. Jy kies om hom nie te vat. Jy kies dit. Weet jy wat, jy het een vers gehoorsaam vanmôre in die Bybel? Elkeen van julle? Jy ook nog? Johannes 4:8, hoor gou wat sê. Ek wil vir jou die boodskap uitlees. Hoor wat sê hy. Gee net vir God plek in julle lewe. In die Afrikaanse vertaling in 53 sê hy, nader tot God en hy sal tot julle. Amen. Amen. En ek daag enigiemand uit om anders dit te gaan soek, om te sê, weet jy wat, gaan sit en krepeer in jou hoekie, en dink God gaan tot jou eerste nader. God weet en hy ken jou probleem. Hy weet dat jy vanmôre nie in die kerk is nie, dat jy vanmôre hom bedrieg. Ja, o ja. Dit is eintlik hartseer. Dat mense sekere situasies gebruik om God te bedrieg. I know, I was there. As jy met 'n babbelas in die bed lê, het jy baie geskoon. As die duiwel vanmôre, die heerser van hierdie wêreld wil weet, dat jy hierdie woord moes hoor, en jy's nie hier nie, het hy dit reggekry, om deur, ek wil dit sê, ek het in die begin van die jaar gesê, ek sê dit maar net weer, so nou en dan gaan ek dit ingooi. God los jou by jou verskonings, hy gaan jou daar los. Yes, amen. He's not going to take you away from your excuses, he's going to leave you there. Hy sê, wees hartseer oor alles wat julle verkeerd gedoen het. Moenie dink julle verkeerde lewe is sommer niks nie. Ek hou van hoe die boodskap hom sê, né? Jo. Here. Ons antwoord die Here net soos wat hierdie sieke hom geantwoord het. Ek het niemand om my in die pad te sit. Weet jy wat, dat God al lankal vir jou goed wil gewees het, en dat God al lankal jou gesond wil gemaak het? Yes. Ek dink van ons in baie, maar ek het nie sê nie, kom ons bly by die woord van môre, dat ons nie uit lyn uit gaan nie, maar ek wil net hê jy moet vanmôre iets verstaan, dat God vir jou wil goed wees, en hy wil hê jy moet gesond word. Yes, amen. En hy wil hê dat jy geestelik ook gesond moet word. En hy wil jou in 'n groter of in 'n diep, hy wil jou uit hierdie donker diepte uithaal, en hy wil jou in die lig bring saam met hom. Maar daar's een ding wat ek en jy nie doen nie, en ons vra hom nie. Ons vra hom nie. Dan sal hy sit net met die vorige vers weer terugkom. Jy sien net, soos Jesus geweet het dat hierdie man al lank siek was, wou die Here Jesus iets gehad het, hy wou gehad het, hy moes hom gevra het. Amen. En toe die Here hom vra, wil jy gesond word, het hy gesê ja. Toe het hy gesê ja, dankie dan sy.
En weet jy wat antwoord die Here Jesus hom? En die Here Jesus antwoord hom. Tel op jou mat. Pick up your mat. En dis nie sommer net van tel op jou mat nie. Dis nie sommer net van jou vrou wat sê tel op jou broek nie. Ek wens party wil eintlik dit so in 'n metafoor sê dat party net die broek aantrek. Hy sê tel op jou mat en autoriteit. Tel op jou mat en autoriteit. Glo jy dit vanmôre? Deur wat ook al jy gaan, deur watter siekte jy ook al gaan. Of jy vanmôre deur angs gaan, of jy deur vrees gaan, of jy deur depressie gaan, of jy deur verslawing gaan, geestesversteuring, jou pyn wat jou afhou, wat ook al. Wat ook al. Weet jy wat vir my beteken dit in hierdie woord vanmôre, dat hierdie mat is ons laste, it's our burdens, ons probleme, ons siekte, fisies en geestelik. Maar Jesus sê vir ons, stel dit op en loop met autoriteit, met die wete dat ek vir julle sal sorg. Amen, koning Jesus. Jy weet wat, as ek jou kan getuig van God se goedheid in my lewe hierdie afgelope tyd, jy sal op jou rug val, jy sal sê, weet jy wat, jy maak hierdie goed op. As my vrou. As daar nie 'n God was nie, wie kan dit dan doen? Amen. Who can do it? Who can do it? Maar hierdie is ook geestelik vanmôre. Hoor mooi. Hierdie is die metafoor dat ek en jy begin om die dinge te los. Hoor mooi, die metafoor dat ons begin om die dinge te los wat ons nie meer kan verander nie. Weet jy hoe gouer jy besef, los die dinge wat jou geestelik breek en vat 'n slag 'n bietjie, maar jy hou op die ken en beweeg aan. Yes, amen. Doen dit. Is nie altyd lekker nie, maar doen dit. Vat vir 'n slag 'n bietjie, jy hou op die ken en breek weg van dinge af en begin om jou geestelike lewe op te tel. Want you need to be, or you need to see God. Yes, amen. Verstaan my mooi vanmôre om Johan, verstaan oor my. Praat ek duidelik Afrikaans? Jy verstaan? Los die dinge. Tel op jou mat. En dis mense wat vanmôre dink hulle kan nie verander nie. Jy dink baie kere mense kan nie verander nie. Weet jy, ek het al gedink dat Here, kan U hierdie persoon red? Hierdie mens sal nooit verander nie, maar weet jy wat, deesdae sien ek hoe mense 'n radikale omkeer maak. Hoe die Here hulle uit die diepste donker uithaal en hulle verander hulle. Die ergste in die mense wat ek in my eie kop al gedink het, daar's nie 'n way dat hierdie ou sal verander of hierdie vrou sal verander nie. But nothing is impossible with God. Yes, amen. Ek sien in hierdie laaste tyd hoe God mense uit die diepste diep uithaal. Weet jy wat is vir my lekker, waar die Here my plaas in plekke, tussen moslems en tussen Indiërs en wat ook al, kleerlinge, Engelse mense, waar jy hierdie geleentheid kan kry, to spread the good news, the gospel. Ek is nie skaam om oor my Jesus te praat nie, ek kan sien hulle hou nie daarvan nie, maar ek gooi hom. Amen. Jou moedswillige mens, jy sien hulle like dit nie, maar jy gaan aan. Yes! Yes, ek gaan aan. You know what? There's only one Savior and His name is Jesus. Yes, Amen. There's only one healer and His name is Jesus. amen, koning Jesus. Prove me wrong. But you have to seek a relationship with Him. Amen. Pick up your mat. Start reading your Bible. Start to pray. Pick up your burdens and start to walk with Him. Yes, amen. It's never too late to pick up your mat and walk with Him. Amen. Never. Wie kan ek gou vanmôre vir jou sê as jy nie selfvertroue het nie? As jy twyfel in die vermoë, dan begin 'n mens wat te raak. Het jy al agtergekom wanneer jy begin in jouself twyfel? Hallo?
Dan raak jy angstig. En wat gebeur wanneer 'n mens angstig raak? Ja, ons begin te vrees oor dinge. Kerk, is jy vanmôre gereed om jou mat op te tel? Yes. Is jy gereed om jou mat op te tel? Dankie vir die 3 wat amen sê. God gaan julle bless. Amen. Is julle gereed vanmôre vir geestelike oorlogvoering? Amen. Yes, amen. Weet jy wat maak angs en vrees? Kan ek gou vir jou iets sê? Dit lei vanmôre na hoë bloeddruk. Steek jou hand op, wie het hoë bloeddruk? Wie het hoë bloeddruk? Steek op. Hou dit daar. Steek op jou hand. As jy vanmôre ly aan hoë bloeddruk. Want ek wil hê jy moet gou iets agterkom. Ek wil hê jy moet die geestelike wortel agter dit kom. Moenie jou hand sak vanmôre nie. Eerstens is jou hand daar is. Vernuwe gou jou gedagtes. Vernuwe jou gedagtes deur die woord van God. Sê Here, kom vanmôre en ek vernuwe my gedagtes. Kom, kan almal sommer hande opsteek want jou bloeddruk is ook op pad. Ek sien dit. Amen. Yes, amen. Yes. Want sy woord vanmôre is skerper as 'n tweesnydende swaard. As 'n tweesnydende swaard. His word, the word of God is powerful. Amen. The word of God brings life. Amen. Steek op jou hand, ek wil hê jy moet gou vanmôre weet, jy word gewortel. Jy moet gewortel wees in sy woord. Hier kom dit, jy sal verbaas wees hoeveel siektes word veroorsaak deur weens die gees van vrees. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Deur vrees. Begin jy na agter toe kom. Die Here begin met jou te praat. Kom jy dit agter. Die Here begin met jou te praat. Here werk met hulle elke een vanmôre. Dankie koning Jesus. Deur bloeddruk vanmôre. Jy kan maar laat sak, hoor gou mooi. Vrees groei die welligste in beproewings wanneer alles om jou donker word. Maar hoor gou elke een, hoe sterker die vuur van die Heilige Gees in ons lewe brand, hoe minder vrees is daar. Amen. Kan ek gou vanmôre sê, wie lewe regtig met angs en vrees? Kom, wees eerlik. Kom, daar's baie meer man, hou op, kom, steek op, julle lewe in vrees en angs. Kom, daar's vrees en angs in jou lewe. Dankie vir julle eerlikheid vanmôre. Ek wil vanmôre met julle praat. Ek gaan dalk nou nie lekker maklik wees nie. But don't shoot the messenger, go complain to the Creator. Want God het vanmôre vir jou 'n woord, hoor. Jy sien want hoe flouer dit brand, hoe banger word jy. Jy het al agtergekom. Hoe banger word ons vir die lewe en hoe makliker word daar 'n gees van vreesagtigheid in ons lewe geopenbaar. Sien jy dit? Weet jy waar is ek nou? Sê gou amen dat ek net weet jy's nog hier. Amen. Op jou hand, weet jy wat? Vrees is 'n verskriklike ding, my lief. Is 'n verskriklike ding. Dit trek jou so in. Weet jy waar kom ek agter? Vrydag gaan ek vir die MRI tunnel. Ek is wat noem hulle dit so as dit. Daai ding trek my so ding, ek dink vir myself nee. Kalm. Dis vrees. Die Here nee. Sy het so pompie in my hand gesit. Ek dink ek gaan die ding druk. But I was busy with the battle. And I was winning. I said, I'm not going to do it. In the name of Jesus. Die naam oor elke naam. Amen. Hoekom sê ek hierdie goed? Vrees is 'n verskriklike ding. Dit is so siekte wat jou lam lê en magteloos maak. In die heel eerste geval waar ons hierdie lees in die boek van die Here is in Genesis die 3de hoofstuk. Dis nie op die woord nie, is nie op die bord nie, maar jy kan dit lees. Die eerste reaksie van die gefalle mens was vrees. Want weet jy wat, as ons gaan kyk, dan sien ons voor die sondeval het die mens met God gewandel. Amen. Amen. En na die val, wat doen hulle? Toe kruip hulle vir God weg. Waar is die kerkmense vandag?
Hoekom kruip jy vir God weg? Ek gaan vir jou sê, ek het vir jou 'n woord, hoekom jy wegkruip vanmôre. Genesis 3 vers 9. Ek het die geruis in die tuin gehoor en gevrees. Jy vrees God, daarom is jy nie hier nie. Party is op vakansie. Maar ek praat vir die wat weet hoekom hulle nie hier is nie. En hoekom jy nie kerk toe kom nie. Hoor gou mooi, sien jy dit? Waar kom die vrees in? Dit was nooit God se plan nie. God wil hê ons moet saam met hom wandel. Nog steeds wil hy ons moet saam met hom wandel. Maar jy sien daar kom vrees in jou lewe. Want jy hoor die geruis, jy hoor die stem van God en daarom vrees jy. Want die sonde maak jou lam, vreesagtigheid maak jou kragteloos. Kerk, julle moet vanmôre amen. Julle moet vanmôre nie net sê ja nie, julle moet weet vanmôre hier's 'n dringendheid nou. Amen. Ek is diep vanmôre. Ek is diep vanmôre met julle. Kan ek of vir jou iets sê? Wie het migraine? Kom, migraine. Wat kom deur 'n konstante spanning en stres? Kom jy agter dat jy spanning en stres het as jy migraine het? Yes. Wie is kluisenaars? Wanneer het God jou 'n kluisenaar gemaak, julle? Is dit God? Nee. Nee, so kyk die duiwel nie. Jesus. Hoor gou mooi. Want jy trek terug in die lewe, in die samelewing en selfs godsdienstbijeenkomste word nie meer bygewoon nie. Is dit God? Nee. So eie keuse. Jy kom op jou aan die kerk gaan soek waar hulle jou ore streel. Maar daar's 'n oordeelsdag uitgesit. Yes, Amen. amen. Hoor mooi, en ek is nie hier vanmôre om jou te oordeel nie, hoor julle. Oordeel jou nie vanmôre nie. Ek wil jou iets wys vanmôre. Die Here wil jou siel red vanmôre. Hy Amen. wil elke een wat is 'n kluisenaar en wat konstante migraine as gevolg van spanning en stres. Man, ek ken hierdie goed, man. Ek ken dit. Wie is skizofrenie? Gesplete en dubbelpersoonlikheid. Weet jy dat dit so is? 'n gesplete en 'n dubbelpersoonlikheid. Kranksinnigheid. Nou nie jou man stamp nie. Wat moet ek doen? Depressie. Wat lei tot selfdood. Weet jy wat hoeveel mense tot selfdood gedoen in hulle lewe as gevolg van depressie? Ja. Weet jy wat dit ek al begrawe? Ek kan nie instel nie. En die families kram dit weg. Dis nie depressie. Dis God. Hulle sê dit. Glo my. Ek weet mos, hulle praat met my. Hoekom het God dit toegelaat? Hoor wat doen vrees nog? Angs. Dit bring swartgalligheid. Weet jy wat is die ergste? Dit bring swaarmoedigheid. Yes. Vandag is alweer kerk, vandag is alweer maandag. Wie voel so? Kom, wees eerlik. Ja. Elke dag het jy hierdie swaarmoedige gees wat jy saam met jou dra. 'n Gees van droefheid. Luister, kom ons stel ons mat op. Yes, amen. En hier kom die oorwinning. Steek gou jou hand op as jy sê ek wil oorwinning hê vanmôre. Hier kom hy. Yes. Kom. Yes, ek het jou oorwinningsskrif vanmôre. Dankie Danzelli, kom ons gooi hom. Want God, yes, het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Sê dit. God het Sê dit. Kom. Nie verder gaan nie. Wie het gesê jy moet verder gaan? Kom. Hoe sak hy bloeddruk? Wow, daar's hy migraine weg. Amen. Kom mense, King Jesus. hierdie is kragtig. Yes, amen. Kom ek jou ietsie vertel van hierdie man Timoteus. Hy was so gewees, hy het swartgallig geword, hy het droefheid gehad. Hy was besig om te knak. Hy sê, Here, ek kan nie met hierdie heidene mense nie. Ek sê gister vir Tommy, weet jy die pastore gaan deur 'n erge ding met mense, jong. Mense gaan met mense selfs, mense verstaan mekaar nie, dis so die waarheid. Dis so die waarheid. In hierdie laaste dae, hoor gou baie mooi.
Hy sê vir Paulus, ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Ek moet bieg, ek het dit ook al gesê, Corrie. Daar's mooi nou. Ek sê, I want to pack my suitable case. And I want to move. Maar dan besef ek een ding. God het my nie 'n gees van vreesagtig. Amen. O, jy kry 'n bietjie opdraande en nou wil jy weghardloop. Ag, sies tog. Jy kry 'n bietjie bloeddruk. Daar is mense wat dit is so. Maar hoor mooi. Spreek dit in. Spreek dit aan vanmôre. Yes, amen. Want al hierdie goed word veroorsaak. Jy kan eers hoe val jou bloed. Ek kan soms nie dat dit te laat kom. Annie, hoor mooi. Hier gaan ons. Hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van Krag, liefde, selfliefde. Hoekom pas jy dit nie toe nie? Mandy. You naughty, hè? Van ons depressie voet. Weet jy voet? Met wat? Met die voet. Oorwinning. Rassie. Ons gaan 'n bloederig oorwinning. Mag jy wysheid bekom. Mag jy wysheid bekom. Daar by Janka sit maar met jou mond voor jou dinges is. O, jy lees lank die lees. Gaan ek met jou hart. Yes. Amen. Ek sien God het dit nie. Krag, liefde, selfliefde. Mooi. Oh, beautiful. Beautiful. A sound. Praise God. Koos. What's your name? Petrus. Lucas. Jesus like you. Hoor my. Dan kan jy ook bereik. Amen. Oh, we serve a powerful God. God never gave us a spirit of fear. Hoor jy Andries? Belinda? Smaal man in die wêreld, smaal saam. Hy en jy alleen, weet jy dit? Zwaar. God ken julle hart. Ek sien sommer hoe beweeg Lalas nou daar, hoe God besig is. Amen. Want julle is kragtig in die Here. Paulus sê vir Timoteus, Timoteus, wat gaan met jou aan? God het jou nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ek dink daai Timoteus skrik hom in 'n ander koma. En ek sê. En so besef 'n mens wanneer 'n ou gaan na God se woord toe, dan is dit wat saak maak vanmôre. Because in his word there's power, there's healing, and there's salvation. Ag, en tog nou so vir hierdie Israel visie mense, ek wil sommer vir julle ook sê. His name is Jesus Christ. Afrikaans is hy Jesus Christus. Dis die Jesus wat aan die kruis gesterf het. Yeshua. Dis hy wat vir ons hierdie woord bring. En vir ons sê, as jy hierdie gees aflê, weet jy, ek voel so hardloop die duiwel nie. Ek beloof jou, hy uit jou lewe uitgehardloop. Hy nie eens geloop nie, hy het gehardloop.
Alle eer en glorie en alle glorie aan God die Vader. Yes. Amen. Want ook hierdie gedeelte lees, toe besef ek, maar luister. Jesus was by magte om al daai mense gesond te maak wat daar vir jare lank. Ja. Maar weet jy wat, in die diepte kom 'n mens agter, dis nie in die skrif so nie, dis maar my opinie, is daar was iemand wat gesê het, I'm need healing and there's a Messiah, daar's 'n Jesus, daar is iemand groter as net as hierdie bad, maar die mense was so gefokus op die bad. Yes. En ek dink dis waar die powerful inkom, wanneer ons fokus op Jesus. Amen. Dan kom ons eintlik agter, maar Jesus is die een wat ons uit hierdie vrees het haal. Amen. Hy haal ons uit as hierdie kluisenaars. Hy bring ons in die samelewing in. En hy gee jou autoriteit. Met mag sê hy vir jou, pick up your mat. Tel jou mat op. En weet ek wil vir jou goed wees. Amen. Dankie Here. Dankie vir u krag, u liefde en selfbeheersing. Dat u my gee. Amen. Here, dankie dat ek vanmôre kan weet. U het elke een aangeraak, die wat aangeraak het. U het opgedag. Yes. U het opgedag. Here, ek kan getuig hier waar ek staan en ek voel sommer ligter. Ek voel sommer hoe die las af is van my. Dankie Vader. Ek voel en ek sien hoe u beweeg van sitplek tot sitplek en u raak hulle aan. Want daar is 'n hongerte. Want u het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En selfbeheersing beteken dat ons onsself sal beheer teen hierdie spirit of fear. Yes. Om hom op te neem in 'n geestelike oorlogvoering en te voer en te sê, weet jy wat, ek verwerp dit in die naam bo elke naam, Jesus Christus. Yes. Here Jesus. Dis selfbeheersing. Of ek kan besluit om te gaan sit en myself jammer te kry. En erger in hierdie gat van depressie inval en hierdie swaar las en hierdie donkerte op jou lewe te hou. Of jy kan selfbeheersing optel en sê, weet jy wat, dis nie die gees wat God my gegee het nie. Ek gryp dit aan. Ek vat dit in Jesus naam. Luister, terwyl jy oor toe is. Don't let people steal your joy. Never allow it. Never allow it. Job, wat 'n woord. Ek gaan nie toelaat dat mense my joy steel nie. Amen. Dit is verby my. Amen. God het groter planne vir my. Dankie Here Jesus. Terwyl ons oor gesluit is, wil ek hê jy moet sien hoe die Here jou die beloofde land invat en 'n seisoen invat waar jy die beloofde land gaan ervaar. En alles begin by jou keuse vanmôre. You take it. You take a chance and you take your choices and your choices was Jesus. And he's going to take you into your promised land. Ek sien dit. Ek sien. Weet jy wat? Terwyl jy oë gesluit is, hier is 'n preek op sy eie. Hosea, toe die genesing daar was en hy sê, gee my net 'n teken hoe God het die son 10 grade geskuif het terug. Dis in God se hand. 10 grade terug skuif hy die son. By Joshua het hy die son laat stil staan. Dis hierdie God wie ons dien. Moses maak hy die Rooi See oop. By die bad van Bethesda maak hy siekes gesond. Hy wek dooies op. Hoeveel te meer wil hy nie vir jou doen nie. Dis dankie Here. Here, hoe kan ek ooit vir U genoeg dankie sê? Hoe kan ek? Die Gees is reël nou gesien ek hoe verander God hierdie hele ding vir jou. Hierdie vers moet jy vandag in jou lewe altyd memoriseer. You need to Jy moet oor hierdie vers, you need to prophesy. Jy moet begin te profeteer oor hierdie vers in jou lewe. Hierdie is nie net 'n ding wat jy vandag hoor het en nou bær jy hom weg en hoor.
Hierdie is 'n ding wat jy elke dag in jou lewe vir mekaar moet sê. Luister, kom ons sê dit saam gou. Kom ons sê dit, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Amen. Yes, dis lekker. Dis lekker. Dankie Here. Dankie. Ons gaan oorgaan na die wonderlike nagmaaltafel toe vanmôre. Die wat saam met my op die tafel is vanmôre, kom staan hier saam met my. Kom staan hier saam met my vanmôre. Oh, the blood of Jesus. Elke dag is dit bid. Bid vir jou. Dankie Jesus. Raak by my kom met 'n leer bed op maak dompie. Nog nie, Wim? Dan is al werk. Dompie sê van môre ook is al werk, maar nie seks is nie. Kan ek gou vir jou iets sê vanmôre? Moenie skuldig voel partykeer saam met mense nie. Jy kan nie mense red nie. Ek het daai ding al lankal agtergekom. Jy ploeg so baie mense se lewe in. But you can't save them. Paulus sê skud die stof van jou voete af en beweeg aan. Die woord sê elke maal weer oor het laat hoor. Net Jesus kan dit. Dit beteken nie jy moet ophou bid nie. Maar beloof my, jy sal eers na jouself kyk. Amen. Wil jy? Eers na jouself. Dis belangrik om eers na jouself te kyk. As jy gesond is, kan jy vir ander mense intree. Mag jy werk dit maak. So kom ek ook vanmôre en ons was die bloed van ons hande af. Elkeen wat die woord van God gehoor het, uit die woord van God uit, mag dit so wees vir jou eie redding. En Jesus kom en hy sê vir ons hier in Matteus 26, die welbekende gedeelte vanaf vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê: "Neem eet, dit is my liggaam." Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê: "Drink almal daaruit. Want dit is die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek gaan van nou af nooit meer saam met julle van hierdie wingerdstok drink nie. Tot op daardie dag wat ek dit opnuut saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader." Amen. Kom ons bid saam, Here. Dankie dat hoe ook al die kerke dit doen, eenmaal 'n maand soos ons dit doen, Here, maar dat ons dit altyd met die hoogste agting, respek sal doen. Dankie dat U vanmôre deur U wonde vir ons genesing gebring het en ons sonde by U los. En ons bely dit vanmôre, Here, sodat daar vanmôre vir ons redding kan kom en genesing. Dankie dat elke vreesagtige gees, depressie, hoë bloeddruk, Here, siektes, krankheid, maak nie saak nie. Alles wat genees is en geneesbaar is, terwyl daar nog suurstof is, en terwyl U nog die lankmoedige, barmhartige God is, dat U vir elke een vanmôre wil sê: "Ek het jou in die holte van my hand." Die brood word gebreek, dit is my liggaam. Die wyn word gedrink, dit is my bloed, wat uitgestort word vir my en vir jou, tot vergifnis van sonde.